reis vandag verder deur die aangrypende brief wat Paulus geskryf het aan die gelowiges in Rome. Hierdie brief help ons om beter te verstaan hoe God se genade werk. In hoofstuk 11 praat Paulus oor iets wat baie mense in sy tyd baie laat wonder het. En baie van die Jode het Jesus nie aanvaar nie. Maar beteken dit dat God klaar is met hulle? Paulus sê nee. God se plan is groter as wat mense kan sien. Hy draai na die gelowiges uit die heidene nasies en hy sê, ek sê vir julle wat heidene is, ek is 'n apostel en God het vir my die werk gegee om na die heidene toe te gaan. Ek doen hierdie werk baie goed en ek hoop die Israeliete word jaloers wanneer hulle sien dat God die heidene red. Dan kan God party van die Israeliete ook red. Paulus se hart klop dus steeds vir sy eie volk. Hy hoop dat wanneer hulle sien hoe God mense uit ander nasies red, dit hulle sal laat besef dat hierdie genade ook vir hulle bedoel is. En dan verduidelik Paulus hoe wonderlik God se plan eintlik is. En dan sê hy, toe God die Israeliete gelos het, het hy die sonde weggeneem van ander mense in die wêreld. Nou is alles reg tussen die ander mense en God. Julle moet dit weet, wanneer God die Israeliete weer aanneem om aan hom te behoort, dan sal dit wees soos wanneer hy dooie mense weer laat lewe. Met ander woorde, God het selfs Israel se verwerping ook van Christus gebruik om die evangelie verder te gaan verkondig. En deur dit het mense uit baie ander nasies die goeie nuus gehoor en met God versoen geraak. En dit is presies wat in die geskiedenis van die kerk gebeur het. Aanvanklik was daar baie min nie-Joodse gelowiges. Die eerste Christene was meestal Jode, maar deur die werk van apostels soos Petrus, Filippus en natuurlik Paulus self, het die evangelie begin versprei, van stad tot stad, van land tot land, tot oor die hele bekende wêreld. En so het mense uit baie nasies ook tot geloof gekom in Jesus Christus. Maar Paulus maak dit ook duidelik. God het sy volk nie afgeskryf nie. Inteendeel, om dit te verduidelik, dan gebruik hy twee eenvoudige beelde. Wanneer iemand 'n stukkie van die deeg offer, dan behoort die hele stuk deeg aan God. En wanneer die wortel van 'n boom aan God behoort, dan behoort die takke van die boom ook aan God. Met hierdie beelde wys Paulus dat God se verbond en sy beloftes steeds staan. Hy bly getrou aan wat hy begin het. En dit bring ons dan nou uiteindelik by 'n belangrike vraag. Wat beteken hierdie gedeelte as ons dit dan nou lees? Ons is immers nie Jode nie, ons glo tog reeds in Christus. Maar hier is twee dinge wat vir ons duidelik word. Die eerste een wat duidelik word, is dat Christus mense nie sommer afskryf nie. Selfs ook mense wat hom eers verwerp het, word nie deur hom vergeet nie. En as dit waar is van hulle, hoeveel te meer kan ons nie weet, dat Christus ook vir ons nie sal wegstoot of laat vaar nie. En wat 'n troos om te weet, dat ons veilig is in sy genade. Die tweede saak wat ons leer, solank daar nog mense is wat nie die goeie nuus van die evangelie gehoor het nie, hou die kerk se werk nie op nie. Dit is nog nie klaar nie. Die feit dat ons in Christus geheilig is, beteken dat ons lewe ook 'n invloed het. Ons woorde, ons dade en ons getuienis kan ander mense raak. God gebruik sy kinders om die lig van die evangelie verder uit te dra.
En daarom hou die werk nooit op nie. Dit gaan voort van mens tot mens, van plek tot plek, totdat die dag sal kom, wanneer Christus weer kom. Volgende keer gesels ons verder